Goeiedag, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dis Sondagmôre, Opstandingssondag, en ek wil graag met jou gesels oor hierdie tema, Jesus se opstanding uit die dood het alles verander. Ons skriflesing kom uit Lukas 24 en ek gaan vers 1 tot 7 en vers 36 tot 44 vir jou voorlees. Kom ons luister na hierdie gedeelte. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En dan lees ons vanaf vers 36, dit was daar dieselfde Sondag aand, na Jesus se opstanding, toe al die disippels bymekaar was. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: "Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie." Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kan glo nie, sê hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Tot sover. Jesus se opstanding uit die dood het alles verander. Dwars deur die geskiedenis van die hele mensdom was daar nog nooit 'n kragtiger gebeurtenis as die opstanding van Jesus uit die dood nie. Hy het gedoen wat geen ander mens ooit kon doen nie. Hy het die dood oorwin en hy leef vandag nog. Vriende, kritici het al hard probeer om gate in die opstandingsverhaal te vind. En skeptici het probeer bewys dat dit nie gebeur het nie. Maar sy krag beïnvloed en verander vandag nog alle mense se lewens. Historiese bewyse en skriftuurlike waarhede herinner steeds 'n verlore wêreld dat Jesus inderdaad op aarde gelewe het, gekruisig is, gesterf het en weer uit die dood opgestaan het. En as gevolg van sy opstanding het daar dwars oor die wêreld en in baie mense se lewe 'n reuse verskil gekom, waarvan my en jou lewe ook 'n bewys is. Jesus Christus het triomferend uit die dood opgestaan. En net hy het die mag om alles nuut te maak. Daardie Sondagmôre na die kruisiging en begrafnis van Jesus, het Maria Magdalena by die graf van Jesus gekom en dit leeg gevind. Sy het gehardloop en dit vir Petrus en Johannes gaan vertel. En daarna het die 2 disippels teruggehardloop en self gaan kyk en hulle dieselfde bevind. En Maria het toe alleen by die graf agtergebly en sy het gehuil. En terwyl sy vooroor buig en in die graf kyk, sien sy 2 engele. En hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" En sy antwoord toe: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." En toe sy omdraai, sien sy Jesus daar staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. En Jesus vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" En sy antwoord: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Nou vriende, uit hierdie antwoorde van Maria is dit onbetwisbaar duidelik dat sy nie vir 'n oomblik gedink het dat Jesus lewe nie. Sy soek na die plek waarheen hulle Jesus se liggaam geneem het en hom begrawe het. En ons lees dat ook die disippels gedink het dat Jesus dood is en hulle daaroor gehuil het. En hierdie feite wys vir ons dat Jesus se sterwe nie nagemaak kon wees nie, dat die disippels regtig gedink het, Jesus is dood. Hulle het hom sien doodgaan.
Ek wil hierdie illustrasie vir jou gee. Daar word vertel dat met die slag van Waterloo, toe Wellington teen Napoleon geveg en gewen het, die boodskap oor die Engelse kanaal met vlaggies van die een skip na die ander skip oorgesein is. En toe die eerste 2 woorde reeds oorgesein is, het daar vir 3 dae 'n geweldige digte mistigheid oor die skepe toegesak. So erg dat hulle nie die boodskap kon voltooi nie. En die eerste 2 woorde wat toe wel al deurgekom het, was die volgende: Wellington defeated. Wellington defeated. En hierdie woorde het net een ding beteken, en dit was dat Napoleon vir Wellington verslaan het. En angs en rou het oor die Engelse volk toegesak. En vroue en kinders het gevrees dat hulle nie weer hulle mans en vaders sou sien nie. En 3 dae later het die mistigheid opgeklaar. En toe is die boodskap voltooi. En dit was die boodskap gewees. Wellington defeated Napoleon. En dit het iets totaal anders beteken as wat aanvanklik geglo is. En die trane en die hartseer van die Engelse volk het in blydskap verander. En so was dit ook met Golgotha. Toe Jesus gesterf het, het daar as het ware oor Golgotha geskryf gestaan: Jesus defeated. Maar 3 dae later, toe hy uit die dood uit opgestaan het, is die sin voltooi en het die ware betekenis van sy sterwe bekend geword. Jesus defeated death. Vir 3 dae was daar rede vir hartseer en trane, maar nou het ons rede om regtig te juig en te jubel. En vandag groet ons mekaar net soos die gelowiges van destyds met daardie woorde: die Here het waarlik opgestaan, die Here leef. Watter aangrypende woord is dit nie om vir mekaar te sê nie. Nou toe Jesus daar by die graf vir Maria op haar naam roep, het sy dadelik sy stem herken. En sy het omgedraai en sy het uitgeroep: Rabboni, dit beteken leermeester. Kort daarna het Maria gehardloop en vir die disippels gaan sê: ek het die Here gesien. En Jesus het daardie aand ook aan die disippels verskyn. Maar Thomas was nie daar nie. En hy wou die nuus agterna nie glo nie. En hy het verklaar dat as hy nie self die spykermerke in Jesus se hande sien en daarin raak nie, sal hy nie glo nie. Vriende, en ek is maar baie bly dat Thomas so ongelowig was. Want so weet ons ook nou vandag, dat Thomas sou definitief nie sommer hom deur enigiets laat flou sit nie. Hy wou persoonlik self seker maak dat Jesus regtig leef. En Thomas help vir ons wat twyfel om ook hierdie sekerheid te vind. Want 8 dae later was almal weer saam en ook Thomas was by. En hoewel die deur gesluit was, het Jesus tussen hulle gaan staan en vir Thomas gesê: Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas sê vir hom: my Here en my God. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 van verskeie geleenthede waar Jesus aan talle mense verskyn het. En selfs aan honderde, en almal het Jesus gesien en herken en geglo dat hy uit die dood uit opgestaan het. Jesus se opstanding uit die dood het alles verander. Deur sy opstanding uit die dood het 'n nuwe lewe vir ons nou moontlik geword. En ek wil hê dat jy vandag saam met my sal kyk hoe Jesus se opstanding op 7 verskillende maniere eintlik alles verander het. Nou die eerste wat ek graag met jou wil deel is, die opstanding bewys wie Jesus is. Romeine 1 vers 4 sê, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Vriende, ek en jy moet weet, daar is niks so kragtig as die krag van Jesus se opstanding uit die dood nie. Dit bewys dat hy inderdaad is wie hy sê hy is. Hy is die Seun van God. Hy is die Here. Hy is verlosser. Hy is koning. Hy is oorwinnaar. Hy is almagtig, want hy het opgestaan. Daar was al baie valse profete en godsdienste dwars deur die geskiedenis, wat daarop aanspraak maak dat hulle God is, maar niemand anders het nog ooit hulle lewens vir 'n verlore wêreld aan die dood oorgegee en dan agterna wonderbaarlik uit die dood opgestaan het nie. Nie een nie.
Jesus Christus is die enigste een wat die mag oor sonde en dood hou, wat vir ons 'n vars begin en 'n nuwe lewe moontlik maak. Die tweede gedagte, Jesus se opstanding bied ons vergifnis. Romeine 6 vers 10 tot 11 sê, hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. En nou lewe hy, en hy lewe vir God. En julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Jy sien, Jesus het die sonde en dood aan die kruis oorwin, en hy het weer opgestaan, en sy mag oor die duisternis gedemonstreer. Maar sy liefde het vir ons 'n manier voorsien om eens en vir altyd vergewe te word. Hy het as het ware die boeye losgemaak. Hy het die slotte afgebreek. Hy het die weg vir ons oopgemaak om in vergifnis te wandel. Hy vee die lei skoon. Hy betaal die skuld wat ons skuld. Hy gee ons nou die keuse om na hom te kom en te vra vir die vergifnis van sonde wat hy alleen kan bied. En baie mense kies steeds om hulle rug op God te draai en dinge op hulle eie manier te doen. Maar daar is ook baie ander wat glo in Jesus en sy verlosser aanneem. Mag God vir jou die wysheid gee om ook die vergifnis en verlossing wat Jesus voorsien aan te neem. Die derde gedagte, Jesus se opstanding bied ons verlossing. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Die boodskap van die kruis is dat Jesus ons straf vir die dood betaal het en toe hy gekies het om namens ons in ons plek te sterf. Hy het ons plek ingeneem sodat ons gered kon word. Hy was die enigste volmaakte persoon wat die weg kon baan vir die redding van die mensdom, omdat hy nie een keer gesondig het nie. En die krag van sy opstanding beteken dit, hy het nie in die dood gebly nie. Hy is nie steeds in die graf nie. Die dood kon hom nie terughou nie. Jesus se krag het deur dit alles gebreek. En sy spykerdeurboorde hande wat uitgereik het om die verlore wêreld te red, reik vandag nog uit na jou en my. En hy het gekom om almal te soek en te red wat verlore is. En dit is die boodskap van sy opstanding. Die vierde gedagte, Jesus se opstanding gee ons die vermoë om ook oorwinnend te lewe. Romeine 6 vers 6 sê, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan, hoor mooi, beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. En Romeine 6 vers 22 sê, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle heilig word. 1 Johannes 3 vers 9 sê, iemand wat 'n kind van God is, hou nie meer aan sonde doen nie, omdat die Gees van God in hom bly. Jesus het nie net ons sonde vergewe en ons verhouding met sy Vader kom herstel nie. Nee, hy gee selfs meer. Hy verlos ons van ons sondige verlede en hy herstel ons gebrokenheid. En hy gee ons alles wat nodig is om oorwinnend oor die bose te lewe. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. Deur Christus se oorwinning oor die dood is ons as gelowiges nie meer vasgevang in die greep van die vyand nie. En hoewel ons steeds voor versoekinge te staan sal kom, is dit nie meer ons baas nie. Ons kan kies of ons oorwinnend in Jesus se krag wil leef. Ons sal steeds oorloë en die stryd van fisiese en geestelike aanvalle ervaar, maar Jesus voorsien alles wat nodig is, dat ek oorwinnend kan lewe. Hy is ons redder, hy is ons verlosser, hy is ons wegbereider, hy is die woord en die waarheid, hy is die brood van die lewe, hy bied vir ons lewende water, hy is die opstanding en die lewe. En vyftens, die opstanding beteken dat ons God se krag en hoop hier binne in ons dra. Efesiërs 1 vers 18 tot 21
is deel van Paulus se gebed en dan bid hy, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Jy moet vandag weet, Jesus Christus se krag is ook tot jou beskikking. Sy krag duur tot in ewigheid. En hierdie krag, vriende, is nie afhanklik van ons eie vermoëns nie. Dit word net in God gevind. In hierdie wêreld sal dit vir jou dikwels voel of jy in 'n stryd gewikkeld is. Ja, ons stry soms teen vrese en bekommernisse wat ons wil oorweldig. En soms probeer mense om hul hoop in tydelike dinge soos geld en besittings te plaas, of om hul hoop te plaas op hulle goeie vriende, wat die meeste vir hulle beteken. Maar al hierdie dinge sal verdwyn, en dit sal jou uiteindelik teleurstel. Die enigste blywende krag en hoop in hierdie lewe vind ons in Jesus Christus. Hy is almagtig en meer kosbaar as enige iets wat ons ooit in hierdie wêreld kan vind. En as jy deur dor woestynpaaie loop en hulp nodig het in jou lewe, gaan dan na Jesus toe. Plaas jou hoop op hom, want hy het beloof om alles te voorsien wat jy nodig het. En die 6de, die opstanding beteken dat ons kragtige getuies van Christus kan wees. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En in Handelinge 4 vers 33 lees ons dan, die apostels het kragtadig getuig, dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Die feit dat Jesus uit die graf opgestaan het, het dit moontlik gemaak, dat God ook nou deur sy Gees in ons kan woon. En Jesus het geweet, ons se hulp nodig het, toe hy hierdie wêreld verlaat het. En daarom het hy vir ons sy Heilige Gees gegee, om hier binne in ons te woon. En dit is die krag van Jesus, ons Here, wat vandag nog binne gelowiges werk. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Dieselfde krag wat die apostels gehad het, toe hulle kragtig getuig het, dat Jesus uit die dood opgestaan het. Dit is dieselfde magtige krag, waarmee Jesus die siekes genees het en demone verdryf het. Vriende, dis daardie krag, wat Jesus vandag ook vir jou en my aanbied, om sy getuie te wees. Ons is letterlik draers van hoop. Die boodskapdraers van Jesus. Ons moet die boodskap uitdra na alle mense, sodat hulle lewe ook radikaal nuut kan word. En die 7de en die laaste gedagte wat ek wil noem is, die opstanding van Jesus bied die belofte van 'n ewige lewe saam met God in die hemel. Vriende, dit was nog altyd Jesus se droom, dat sy volgelinge eendag saam met hom in die hemel mag woon. Hoor hoe bid hy voor sy kruisiging tot sy Vader. Ek wil hierdie woorde uit sy gebed vir jou aanhaal. Hy sê, Vader, ek wil graag hê, dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Ons vind dit in Johannes 17 vers 24. Jesus se kruisiging, sy sterwe en opstanding, het hierdie droom, hierdie gebed van Jesus moontlik gemaak. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Jesus se opstanding het ons oë oopgemaak en laat besef, hierdie wêreld is nie alwaaroor dit gaan nie. Daar is ook 'n lewe na die dood. Jesus se opstanding uit die dood bevestig dat daar werklik lewe na die dood is. Dat daar 'n hemel is, dat daar 'n ewige lewe vir ons wag saam in God se teenwoordigheid. Ons kan so vasgevang raak in ons daaglikse probleme,
dat ons vergeet om te lewe met ons oë en ons hart gefokus op dit wat die belangrikste is, op Jesus. Jesus herinner ons deur sy opstanding dat daar 'n plek vir elke gelowige in die hemel saam met hom is. Dit is 'n erfenis wat vir ewig sal duur. En hierdie waarheid moet ons hernuide fokus gee. En ons kan met vreugde uitsien, want eintlik lê die beste deel van ons lewe nog voor. 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Jesus se opstanding uit die dood bevestig dat Jesus weer sal terugkeer om ons te kom haal. En hoewel niemand van ons die dag en die uur van sy wederkoms ken nie, weet ons sy woord is waar. Alle gelowiges sal uiteindelik by God woon, diegene wat reeds gesterf het en diegene wat nog lewe. Ons sal almal nuwe verheerlikte liggame ontvang. En volgens die skrif sal ons daar nooit weer pyn of droefheid beleef nie. Ons sal selfs mekaar daar herken en met mekaar kan praat, soos Jesus na sy opstanding gedemonstreer het en met sy disippels gepraat het. Ons kan sy beloftes werklik vertrou. 2 Korintiërs 5 vers 8 sê Paulus opgewonde. Hy sê, ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. En ons weet, vriende, in Lukas 23 vers 43, dat Jesus selfs vir die rower aan die kruis kort voor sy sterwe beloof het, dat hy nog daardie selfde dag saam met hom in die paradys sou wees. Vriende, dat is werklik lewe na die dood. Ons het werklik vandag rede om opgewonde fees te vier, want daar wag vir ons 'n ewige lewe saam met Jesus by sy Vader. Die Engelse het destyds fees gevier, toe hulle die nuus ontvang het, Wellington defeated Napoleon. Maar ons het vandag baie groter nuus ontvang. Ons het die nuus ontvang, Jesus Christus het werklik uit die dood opgestaan, en hy lewe. Sy sterwe aan die kruis het alles in ons lewe ten goeie kom verander. Kom, laat ons fees vier. Kom, laat ons die nagmaaltekens gebruik. Kom ons vier die oorwinning van Jesus oor die dood. Kom ons vier die feit dat ons sondeskuld betaal is en dat ons vry as verlostes jubelend kan lewe. Kom ons jubel en juig, want ons verlosser lewe en hy maak vir ons 'n nuwe lewe moontlik. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ook vir my sondes aan die kruis gesterf het. Dankie dat U ook my verlosser is. Dankie dat U ook vir my 'n nuwe lewe gegee het. Vandag, Here, wil ek U opstanding vier. Wil ek ook die nagmaaltekens gebruik en wil ek sê dankie, Here, dat ek kan terugdink aan daardie dag toe U aan die kruis vir my gesterf het. Toe U gesterf het, begrawe is, maar ook uit die dood opgestaan het. Toe U die dood oorwin het, sodat ek ook kan opstaan en saam met U kan lewe. Dankie vir my nuwe lewe, my verloste lewe. Dankie vir U Heilige Gees, wat ook nou in my hart woon. Dankie, Vader, dat ons elkeen hierdie gebed, elkeen as gelowiges hierdie gebed saam kan bid. Ons loof U, ons prys U, ons aanbid U en ons eer U naam. Amen. Vriende, ek groet jou in hierdie wonderlike naam van Jesus Christus. Die Here het waarlik opgestaan en hy lewe. Genade en vrede vir jou van Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.